Ek wil graag hê ons moet vanoggend uit die woord van die Here lees uit die boek Numeri in die Ou Testament, Numeri 11 van vers 4 tot met vers 6, vers 10 tot 20 ook. Ons teksvers is vers 6 vanoggend. En die tema van die prediking teenoor verlede Sondag se tema wat dankbaarheid was, is vanoggend ondankbaar. Ondankbaarheid, ekskuus tog, want ons is tog geneig almal maar baie keer 'n bietjie ondankbaar te wees, sonder dat ons dit ook so agterkom. Bladsy 203, die Bybel wat ek hier van die kansel af gebruik, Numeri 11, maar voordat ons lees, kom ons bid eers. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges. En dankie Here dat ons kan weet, U is lief vir elkeen van ons. Dankie dat ons kan weet, U ken ons omstandighede, U ken ons harte. Dankie Here dat ons kan weet, U is ook besorg oor elkeen van ons. En dat U medelee het met ons. En daarom kom bid ek, Here, omdat U die ewige en getroue bondsgod is, kom bid ek dat U ook sal voorsien in openbaring deur die Heilige Gees, sodat U Heilige Gees vir elkeen van ons in ons harte, in ons eie omstandighede kan preek, en Here, dat ons verstaan en dat ons lewens ook so na U wil sal aanpas en inrig. En dit vra ek in Jesus se naam alleen. Amen. Die eerste gedeelte dan uit Numeri 11 is van vers 4 af. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus beval. Dit beteken hulle het gulsig geraak. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor. Daar's glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. Nou verder van vers 10 af. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent oorween, en die toorn van die Here het grootliks ontvlam. Ook was dit verkeerd in die oë van Moses. En Moses sê aan die Here, waarom het U knegt kwaad aangedoen, en waarom het ek geen genade in U oë gevind nie, dat U die las van hierdie hele volk op my lê? Het ek hierdie hele volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigling dra na die land wat U aan hulle vaders met 'n eed beloof het. Waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as U so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood, as ek genade in U oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, met ander woorde die tabernakel, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek.
en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet nie, of 5 dae of 10 dae of 20 dae nie, 'n hele maand lank, totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egipte uitgetrek? Ons lees dan net tot sover, broers en susters, die teksvers, vers 6, gaan ek weer vir ons lees, waarin die volk murmureer en hulle kla en hulle sê, maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oor. Dan die wonderlike woord van die Here, en mag dit ook geseënd wees. Dit klink nie soos genade nie, maar dit is vol van die Here se genade, hierdie gedeelte. Verlede Sondag het ons gehoor hoe dat Psalm 23 'n lied van dankbaarheid is. Al word die woord dankie of dankbaar nie eers daarin genoem nie. Dankbaarheid stem jou gedagtes en jou gemoed en dankbaarheid verkoop jou siel, want dit laat jou fokus op God se genade en op die Here se goedertierenheid en op sy barmhartigheid, wat klaagliedere sê, wat elke oggend, barmhartighede wat elke oggend vir ons nuut is. Ek bedoel, as jy spesifiek begin kyk na dinge waaroor jy dankbaar kan wees in jou lewe, dan sien jy al hoe duideliker God se hand van voorsiening en beskerming in jou lewe. Ondankbaarheid, broers en susters, werk die teenoorgestelde in 'n mens. Jy raak ontevrede, jy raak onvergenoegd en uiteindelik is jy ontevrede met God se wil in jou lewe of ondankbaar oor die manier waarop God werk. Dit waaroor jy ontevrede is in jou lewe, word God se skuld of word die Here se skuld. En dit is toch wat hier gebeur ook. Dis nou die Here se skuld dat hulle siele dor is binne in hulle. Dit is wat ons kan aflei uit hierdie eerste paar verse wat ons gelees het, nie waar nie. Dit is ook, wil ek net vandag by sê, 'n letterlike vertaling. Wanneer hulle sê, net letterlik uit die oorspronklike, wanneer hulle sê, maar nou is ons siel dor. Daar is glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. Hulle sê eintlik, ons is soos 'n uitgedroogde liggaam. Hulle sê eintlik, die lewe het opgeraak binne in ons. Sonder, broers en susters, om te kyk waarvoor hulle nog dankbaar kan wees, is die volk van die Here onder hierdie invloed van die gepeupel ondankbaar. Die manna is nie genoeg nie. Hulle is gulsig ook vir ander kos. En ek weet dat ons nie vandag die vinger kan wys nie, want dit is iets wat maar met ons ook gebeur, nie waar nie. Ons raak soms deurgeëet. Ek weet nie of dit al met u gebeur het nie, maar julle kan seker sien, dit het al met my gebeur. Iemand het eenmaal, nadat hulle van vakansie af teruggekom het, vir my gesê, hulle is nou deurgeëet aan lamsvleis vir 2 weke elke aand gebraai. Dis moeilik om in te sien
dat dit met manna kon gebeur, want manna was brood uit die hemel. Psalm 78 sê, manna was die brood van die engele. Sou 'n mens deurgeëet kon raak aan brood van die engele. Maar hier, broers en susters, is iets baie dieper wat hierdie gulsigheid of hierdie ondankbaarheid, onvergenoegdheid veroorsaak het. En dit is dit was die slawerny. Jy sien, die volk was verlos van die slawerny van Egipte, fisies. Maar hulle was nie vry van geestelike slawerny nie. En hier is 'n baie belangrike beginsel in hierdie gedeelte vir vryheid. In 'n sekere sin is almal van ons slawe en diep in ons is daar 'n begeerte wat nie verkeerd is nie, 'n begeerte na vryheid op verskillende vlakke. En hier leer die Bybel vir ons 'n belangrike beginsel vir vryheid. Nou, jy sal weet, ek ken die geskiedenis, die omstandighede van die Israeliete in Egipte, dit was swaar, dit was moeilik om die minste daarvan te sê, want hulle was slawe van die Egiptenare, dwangarbeiders vir die farao. Hulle is geslaan, lees ons in die Bybel. Hulle is gedryf om net harder en harder te werk. Dit was haaglike omstandighede van onderdrukking. En tog lyk dit in hierdie paar verse of hulle terugverlang. En dit is ook so. Of hulle terugverlang na daardie slawerny. En die meeste van ons, dink ek, sal vir onsself sê, maar dis onsinnig om te verlang na slawerny. Ek wil eintlik sê, dis dwaas. Wat gaan aan met hierdie mense? Die antwoord lê in 'n enkele woord in vers 5 wat ons gelees het. En dit is die woord verniet. Verniet is eintlik 'n baie slegte ding in ons fisiese lewens. Die volk sê die kos was verniet. Die visse kon ons verniet eet. Om weg te kom van enige soort slawerny, moet jy wegkom van verniet af. Nou goed, ek kan 'n lang verduideliking maak hieroor, die bietjie wat ek daarvan weet en daarvan gelees het. Maar jy sal my gehoor het dat ek al van tevore gesê het, ons wat ouers is, moet ons kinders leer van kleins af, dat die kosblik vir pouse nie verniet is nie. Want as jy dit vir hulle leer, dan gee dit vir hulle vryheid. Nou, die preek gaan nie vanoggend oor hoe ek my kind kan leer dat die kosblik nie verniet is nie. Ek wil eerder by 'n punt uitkom waarin elkeen van ons moet weet en besef dat vir ons om weg te kom van sondeslawerny, ek spring nou eintlik na die geestelike toe, van sondeslawerny, ons moet besef dat dit ook nie verniet was. En sien, dit is die deel wat diep in die mens se hart moet insink. Is wel so waar dat God se genade vir ons verniet is. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk van hom af, maar dit het nie verniet gekom nie. Ons Here Jesus het sy lewe daarvoor gegee. Dit het 'n lewe gekos. Die lewe van ons verlosser. Dit is 'n geloofsrealiteit, broers en susters, wat 'n mens nederig maak en wat 'n mens dankbaar maak. En teenoor hierdie soort dankbaarheid
staan ondankbaarheid. En daarom meen ek die logiese gevolgtrekking, of kom ek sê die geloofsgevolgtrekking om te maak, is dat mense wat ondankbaar is, nog nie besef wat Jesus se opoffering was nie. Of nog nie heeltemal besef dat ons vryheid nie vir hom verniet was nie. Wanneer ons sonde doen, is ons besig om stukkie vir stukkie van ons vryheid weg te gee. En dit het 'n invloed op ons gedagtes. Dit het 'n invloed op ons emosies. En dit het ook 'n invloed op ons wilskrag. Dit is wat met die volk Israel gebeur. Die heel eerste vers wat ons gelees het, sê vir ons, hulle is met lus bevang. En hulle het gehuil vir vleis. Soveel so sê hulle, dat die siel dor geraak. Dis niks anders as 'n emosionele saak. Vasgevang in geestelike slawerny van sonde, wil hulle nie meer die brood van die engele eet nie. En ons sien hier in werklikheid ook hoe verslawing in mense se lewens werk. Hier is 'n patroon wat die Bybel, of die woord van die Here vir ons uitwys. En nou wil ek ook vir u sê, en ek sê dit met groot respek ook, ek praat nie noodwendig van een of ander middel wat ons kan of mag verslaaf nie, soos alkohol of 'n pilletjie of 'n dwelmmiddel nie, maar ook van meer geestelike dinge wat ons kan verslaaf. Dinge, broers en susters, soos onvergewens, gesindheid. Dinge soos bitterheid teenoor ander, aggressie, humorigheid, afguns, skinder, gierigheid, luiheid, onreinheid, pornografie, vuil taal, die telefoon. Dis alles dinge waaraan 'n mens verslaaf kan raak. En normaalweg is dit een of ander trauma wat aanleiding gee daartoe. Byvoorbeeld 'n groot teleurstelling in jou verlies, seer kry, swaar kry, tekort. Alles dinge wat jou afdruk in jou lewe, wat jou wil afdruk in jou lewe. En mense gryp dan na ander, wat ek vanoggend noem, agente. Soos substansie, om hulle te laat beter voel. Sien, die vryheid word in werklikheid op die verkeerde plek, of liewer in die verkeerde dinge gesoek. 'n Drankie laat 'n mens vergeet, of laat mense vergeet van hulle probleme. Dit laat hulle ontsnap. Dit laat hulle in beheer voel. Veral in beheer voel van hulle emosies. En so 'n mens word met lus bevang. Gulsigheid. Die hinkering word sterker en dit word sterker. En mense kan later nie meer sonder 'n fiks klaar. En miskien is die fiks aggressie, of afguns, of skinder, of gierigheid, pornografie, vuil taal, of telefoon. En dit trek 'n mens so in, dit sluk 'n mens eintlik in, dat dit vir sulke mense
normaal word. Dit raak 'n leefstyl. En baie gesê, sulke mense leef gewoonlik ook, ek nie sê sulke mense, moet sê ons. Ons leef gewoonlik ook in ontkenning. En dit vernietig ons wilskrag om te verander. Mense besef nie heeltemal, dit is nie dat daar geen besef is nie, maar mense besef nie die volle gewig of die diepte van Jesus se opoffering nie, dat sy opoffering nie verniet was nie. Die besef daarvan is wat vry maak. Dit is tog, broers en susters, wat sonde is, nie waar nie. Sonde is om iets in God se plek te sit. Sonde is om iets belangriker as God te ag. Sonde is om meer tyd te spandeer aan jou eie sake as aan jou verhouding met hom. Sonde is om iets anders meer gehoorsaam te wees as vir God. Sonde is om die Here net te gebruik wanneer jy in nood is. Soos 'n spaarwiel of soos 'n vitamienepilletjie. Want jy sien, die ergste wat kan gebeur is dat die Here jou oorgee in jou sondige begeertes, net soos wat hy die volk oorgegee het aan hulle vleislus, as ek dit vanoggend so kan doen. Soveel vleis, sê die teks vir ons, dat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg. Want dit is die probleem. Vers 20, die laaste vers wat ons gelees het, sê, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp het en terugverlang het Egipte toe. In ander woorde, in werklikheid in ons terme, terugverlang het na sondeslawerny. Maar goed, wat is dan nodig om los te raak van hierdie slawerny? En ek dink die antwoord het al klaar in die preek voorgekom. 'n besef dat Jesus se opoffering nie verniet was nie. Verlossing uit slawerny, broers en susters, uit verslawing van sonde, begin by erkenning, nie ontkenning nie. Erkenning. Ek het vir Jesus nodig. Maar dit kan ook nie net by erkenning bly nie. Soos wat 'n kind na sy pa toe hardloop vir hulp, so moet jy op jou knieë gaan en vra, Vader, help my. Wees my genadig. Maar om net te bid, gaan ook nie alleen werk nie. Sien, ons het hierdie hele reddingspakket van 'n verlosser nodig. Ons het die woord van die Here ook nodig. En daarom sê Jesus, teks wat ek verlede Sondag ook aangehaal het, daarom sê Jesus in Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en dan sê hy baie belangrike woorde, en julle sal rus vind vir julle siele. En hy sal stuur om jou uit te red. Ek probeer nie sê dit is so maklik soos wat dit in hierdie laaste 5 minute geklink het. Want ek gaan dalk ook die woorde van Psalm 27 vers 14 daarvoor nodig hê, omdat die Here se tyd nie ons tyd is. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En intussen, broers en susters, net soos wat ek verlede Sondag genoem het, intussen moet jy kyk. En jy moet soek in jou lewe waarvoor
jy kan dankbaar wees. Want dit gaan die ondankbaarheid verdryf. Dit gaan jou vergenoegd maak en jy gaan vrede vind. Ek is oortuig daarvan. Mag die Heilige Gees van die Here ons so lei, dat ons siele nie dor sal raak nie, maar dat ons tevrede sal wees met die brood uit die hemel, wat die Here Jesus vir ons is en wat hy vir ons gee. Amen. Ons bid saam. U is 3 keer heilig, Here. U is 'n drie-enige God, een God. En net die gedagte daaraan is al ver bokant ons begrip en verstand. En die manier, Here, waarop U werk in ons lewens, waarop U telke male uitred, al vat dit tyd, al voel dit vir ons baie keer lank. Die manier waarop U genade uitstort in ons lewens is ook bokant ons begrip en verstand. Want in ons lewens voel dit dan so dikwels asof daar 'n hinkering is terug na sonde toe. En asof ons net nie uit daardie sondeslawerny kan uitkom nie. En daarom bid ek, Here, dat U deur en deur vir ons ook daarmee heilig sal maak. Dat ons sal weet U is besig met ons meer te vorm na ons Here Jesus. En om daardie gedagte ook in die realiteit in ons harte te laat insink, dat sy opoffering nie verniet was. En dat ons lewens sal inrig, Here, om weg te kom van verslawings wat daar mag wees. En dat ons U eer voorop sal stel. Dat U alles in ons lewens sal wees. Ek bid vir hulle, Here, wat las dra van beproewing. Vir hulle met wie dit moeilik gaan. Vir hulle wat swaar kry dalk onder pyn. Of wat swaar kry met bekommernis. Dat U ook daar, as dit U wil is, sal uitred en gesondheid sal gee. Ek bid, Here, dat U met elke een van ons so sal wees, omdat U die kenner van ons harte is. Is U tog die een wat weet waarmee om te werk. En as daar iets is wat tussen ons en U staan in ons verhouding met U, dan bid ek dat U dit ook vir ons sal wys deur die openbaring van U Gees, en dat ons, Here, nie in ontkenning sal leef nie, maar dat ons sal erken, daarvoor het ons ook vir Jesus nodig. En daarom bid ek, Vader, help en wees ons genadig. Gee ook dat wanneer ons hier uitgaan, hierdie week ingaan, dat U met ons sal wees, Here, elke tree van die pad, en dat ons dit sal besef en sal voel, hoe dat U genadige hand, U barmhartigheid in ons lewenswerk, U voorsienigheid. En ek bid ook vir ons jong mense wat terug gaan skool toe in die week en universiteit toe, dat U ook vir hulle die wysheid en die krag en die insig sal gee om tot eer van U naam te werk. Sodat elkeen van ons se werke goed sal wees
in u oë. Daarom bid ek ook met vrymoedigheid. Seën dit wat ons doen. En ek vra dit in Jesus se naam.